Genesis 11 vers 10 tot 32, afstammelinge van Sem. Dit is die stamboom van Sem. Toe Sem 100 jaar oud was, het hy die vader van Arpachsad geword, 2 jaar na die vloed. En Sem het na die geboorte van Arpachsad nog 500 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Arpachsad 35 jaar oud was, het hy die vader van Selag geword. En Arpachsad het na die geboorte van Selag nog 403 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Selag 30 jaar oud was, het hy die vader van Heber geword. En Selag het na die geboorte van Heber nog 403 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Heber 34 jaar oud was, het hy die vader van Peleg geword. En Heber het na die geboorte van Peleg nog 430 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Peleg 30 jaar oud was, het hy die vader van Reu geword. En Peleg het na die geboorte van Reu nog 209 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Reu 32 jaar oud was, het hy die vader van Serug geword. En Reu het na die geboorte van Serug nog 207 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Serug 30 jaar oud was, het hy die vader van Nahor geword. En Serug het na die geboorte van Nahor 200 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Nahor 29 jaar oud was, het hy die vader van Tera geword. En Nahor het na die geboorte van Tera nog 119 jaar gelewe, en hy het seuns en dogters gehad. Toe Tera 70 jaar oud was, het hy die vader geword van Abram, Nahor en Haran. En dit is die stamboom van Tera. Tera het die vader geword van Abram, Nahor en Haran. En Haran van Lot. En Haran het gesterwe terwyl sy vader Tera nog geleef het, in sy geboorteland in Ur van die Kaldeers. En Abram en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abram se vrou was Sarai, en die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jiska. En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie. En Tera het sy seun Abram geneem, en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun. En Sarai sy skoondogter, die vrou van sy seun Abram, en die het saam met hulle uit Ur van die Kaldeers getrek om na die land Kanaan te gaan, en hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. En die dae van Tera was 205 jaar, en Tera het in Haran gesterwe.